Goeiemiddag broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Nou, ons ben Arnold en weer eens baie dankie dat jy ingeskakel het by Huis van Gebed. Dis eendag wat ons net besig was en die Here het vir my gesê dat ek moet die YouTube kanaal oopmaak. En omdat ek so lief is vir bid, het die Here toe vir my gesê dis Huis van Gebed. En ek het nooit besef, daar is regtig so baie Huis van Gebede op YouTube nie. Maar ek dank die Here dat ek ons die Here kon gehoorsaam gewees het en dit gaan regtig baie goed. Baie dankie vir elkeen wat inskakel, elkeen wat subscribe as ek het reg. Ons ou mense met die nuwe daagse tegnologie. Maar ja, weer eens baie welkom. Dis vanaand die derde hoofstuk wat ons behandel. Die eerste een was die liefde van die Here. Toe het ons gisterand die vrede van die Here behandel. En vanaand is dan die vreugde van die Here. Volgens Filippense 4 vers 4 sê hy, verbly jou in die Here. Ek herhaal, verbly jou in die Here. Nou wonder jy self, maar ben, dis al wat hy nou sê. Maar as jy na Psalm 122 toe gaan, dan sal jy eintlik sien wat dit werklik waar is om jouself te verbly in die Here. Want Psalm 122 sê Dawid, hy was opgewonde gewees toe hulle van God sê het, kom ons gaan op na die huis van die Here toe. Is dit nie vir jy iets om na uit te sien nie? Daai vreugde ewe skielik om by die huis van die Here te wees. Die vreugde om ontmoeting met die Heilige Gees te hê. Dis waaroor dit gaan. Ons het die liefde van die Here gehad, die vrede van die Here, nou dis die vreugde van die Here. En wanneer jy die vreugde van die Here, dis wanneer die Heilige Gees uit jou uitstroom soos lewende waters, soos lewende fonteine. Dis wanneer jou lig skyn, dis wanneer jy nie kan stil bly oor die dinge van die Here en die vreugde van God, dit borrel in my, en ek wil net daaroor praat, en ek wil daaroor dankbaar wees, en ek wil die Here loof en prys en sê, dankie my God vir die vreugde. Dankie Here, dat ek ook deel van die vreugde kan hê, en dat ek deel van die Heilige Gees kan hê. Maar weer eens, het jy die Heilige Gees. Ben, wanneer kry jy die Heilige Gees? Die dag is jou hart vir die Here gee. Die dag is jy Jesus Christus aanneem as jou God en jou saligmaker. Hy sê, dan is dit voordelig vir jou, want dan stuur ek vir jou die Heilige Gees, die vertrooster, wat jou sal lei in al die gees en waarheid, wat vir jou sal intree, as jy nie meer weet wat om te bid, en waarvoor om te bid nie. En dit is die God wat ons aanbid, dis daai vreugde wat net hier binne in jou brand, dit moet soos 'n vuur wees wat net meer en meer olie kry en groter brand vir die Here, sodat jy die vreugde van God kan uitdra, want die vreugde van die Here kan nie stil bly nie. Die vreugde van die Here moet uitroep, Abba Vader. Jy moet so dankbaar in jou hart wees, om te weet, Here, dat die vreugde van God ook in my lewe manifesteer, dat ek ook kan opgewonde wees oor die dinge van die Here, dat ek ook die naam van die Here kan groot maak, dat ek ook kan sê, Here, gebruik my as instrument in die hande. Vader, U is die pottebakker en ek is die klei. Dit wat U van my wil maak, my God, U is die meesterstuk. U weet wat U doen. En Here, dankie dat ek 'n instrument in die hande kan wees. Laat U die lof en die eer ontvang en ek net ben is. Dis al. Ek doen net wat die Here op my hart lê, my broers en susters. Ek is so opgewonde en ek is so lief vir die Here. Dis so 'n voorreg en so 'n eer om in die diens van die Here te staan, om te kan doen wat die Here van ons verwag. Ons lees, ons is nou in Exodus, en dan lees ons van alles wat God vir Moses gewys het. En ek sê vir Karel, weet jy wat, Moses moes al hierdie goeders geonthou het.
hy moes presies, elke afmeting wat die Here van presies gesê het, moes hy neergeskryf het. En ek meen, hy moes dit oorgedra het aan die mense, wat julle moet doen, hoe julle dit moet doen, en al die goeders. Weet jy, en dan kom ons nou in die vreugde van die Here, want Jesus Christus het vir ons die volmaakte prys betaal, dat ons nie meer nodig het om deur al die tradisies te gaan, om van jou sondes ontslae te raak. Nee, ons kom, Jesus het gekom en hy het die voorhangsel geskeur van bo na onder, en laat ons die voorreg het, om in die allerheiligste van God die Vader te kan staan, om vir die Here te sê, Vader, dankie vir die liefde, dankie vir die vrede, en dankie vir die vreugde. Die vreugde dat ek 'n kind van God genoem kan word, dat ek 'n wedergebore Christen is, dat ek weet daar is lewe na hierdie lewe, dat my lewe nooit sal ophou nie, en dat ek sal lewe vir die Here. Wat so goddelike voorreg is dit, om in vreugde dit te kan lewe, nie 'n suurpruim nie, maar in vreugde, laat ek kan borrel van die Here, laat die lig van God uit my uit kan skyn, laat die mense kan wonder. Ek onthou jare terug, het ek, een van my vriende wat ook aan al huis toe is, het ons in Klerksdorp raak geloop, en ons het mekaar seker 'n week later nie gesien nie, en ons groet mekaar so, en ons gesels, en die mense vra, het julle mekaar bitter lanklaas gesien? Sê nee, ons het mekaar Sondag in die kerk gesien. En hulle kon nie glo, mense so opgewonde om jou broers te sien, nie eens 'n week later nie. Want weet jy, daar gebeur so baie dinge in 'n mens se lewe, as jy in die woord van God is, dat er so uit jou uit wil borrel, dat jy vir die mensdom wil sê, die vreugde van God wil net uit jou uitkom. Jy wil net sê, my broer, weet jy hoe lief het die Here jou? Weet, ek dink Jimmy Abbott het eendag gesê, hy het gedog, as hy pastoor met daai ou klaar geskit het, het hy hom aan 'n bloedgroep ingeskit. So my broers en susters, ja nee, ek is nog maar vir ons wat glo, om die hande op my broers en susters te lê. Maar ja, ek het eintlik 'n lag gekry toe hy gesê het dat hy het gedog, as die pastoor die ou nou gryp, gaan hy vir hom 'n ander bloedgroep ontskit. So, maar dit is hoe ons moet wees, ons moet so opgewonde, die vreugde van God moet so uit ons uitborrel, laat ons net die Here wil aanbid, laat ons net die Here kan grootmaak, en die liefde van die Here so kan uitdra, laat die mensdom kan sien, dat buitekant dat, weet jy wat, dis eintlik 'n voorreg, om 'n kind van die Here te wees, want ons is veronderstel om 'n voorbeeld te wees vir die wêreld, om vir hulle te wys hoe lyk die liefde van die Here, die vrede van God, en nou die vreugde van die Here. En hierdie drie pas so by mekaar, dat die een boos die aan ene. Iemand moet maar verskoon nou praat, maar dis wie ek is. Dis wat ek bedien, dis my bediening, ek is nie wie ek nie is nie, ek is net ben, met die Heilige Gees van God binne my. Ek is net die instrument van die Here, en ek is dankbaar om 'n instrument van God te wees, om bruikbaar te wees. En ja, die Here werk, God is groot. En as 'n mens opgewonde kerk toe gaan, dan kan 'n mens dinge verwag. As jy in die vreugde en die liefde en die vrede van die Here opgaan na die huis van die Here toe, soos Dawid sê, hy was bly gewees om te hoor toe hulle sê, kom ons gaan op na die tempel toe. Raak ons ook opgewonde as ons hoor ons gaan kerk toe? Of dink ons, ag nee, nie alweer nie. Of woensdag miskien bid hier toe, ag nee, nie alweer nie. Ek en Karen is so besig om te dink om donderdag aan 'n interkerklike bid hier by die huis te hou, vir die mense om te kom, en laat ons werklik waar die aangesig van die Here soek, vir Suid-Afrika, vir die land, vir die wêreld, vir die mense. Laat die mense net die liefde, die vrede en die vreugde van God in hulle harte kan begin kry, en kan ontdek hoeveel krag lê daar in gebed, en daar is soveel dimensies van gebed, weet is, maar
dit is net joy in 'n mens se lewe. Dis eintlik, ek onthou in die jare in Lofdal, het jy in jou geestelike lewe ek onthou het ons met 'n rolstoel, of jy nou iemand in 'n rolstoel in die kerk instoot, of in die tent instoot, of iemand op 'n draagbaar indra, of iemand help om in te kom. Jy het dit in die gees gedoen, maar dis asof dit gelewe het, want die woord sê, bedink die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. En hoe bedink jy dit? In die liefde, in die vrede en in die vreugde van die Here. En weet jy, my broers en susters, as daar een persoon uit 'n rolstoel opstaan, as een persoon uit 'n draagbaarheid opstaan, as 1% een persoon sy blindheid kan herwin, dat hy weer kan sien, of sy doofheid weer kan herwin, of enig 'n siekte wat hy het, net weer genees kan word. Wat so vreugde is daar in daai kerkie. En mense moet so opgewonde wees oor die dinge van die Here. As ons bid vir siekes, jy moet so opgewonde wees en te sê, Here, laat dit gebeur met God, laat die persoon gesond word, met die vrede en die liefde en die vreugde. En as 'n persoon gesond word, dan borrel die vreugde uit die mens uit, en jy is opgewonde en jy is dankbaar vir die Here. En jy sê, dankie Here. En ons moet net so opgewonde ook wees, as dit nie gebeur nie. Weet jy, want ons is nie God nie. Die Here weet wanneer is die regte tyd. En kom ons besef dat alles wat ons doen ons in die vreugde van die Here. Ons raak opgewonde oor die dinge van God. Net om die naam van Jesus aan te noem. Net om die naam Jesus te roep, om te sê, Here, Jesus, dankie vir die kruis, dankie vir die prys wat jy op die kruis betaal het. Toe daai spykers deur u vlees geslat is in daai houtkruis in, het God u en my daar gesien. En weet jy wat, Jesus sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Weet jy, Jesus het nie eens dit teen hulle gehou, dit wat hulle aan hom gedoen het nie. Hulle wat op hom gespoeg het, hulle wat hom beledig het, hom gevloek het, geskop en geslaan het, hout doringkroon op sy kop gesit het en ingeslat het met 'n riet. My broers en susters, ek dink net, as 'n kameeldoring steek, hoe brand daai ding, om nou dink ek vir myself, as daai kroon om die Here se hoof gesit is, en hy is ingeslat met 'n riet, hoe daai dorings in sy hoof indruk, daai pyn, en die Here kom in sy vrede en hy sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En nou kom die Here en hy sê, wees lief vir jou vyand. En Petrus kom en sê, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe? 7 maal 'n dag. Die Here sê vir hom, nee, 70 maal 7 keer 'n dag. So my broers en susters, ons moet in die vreugde van die Here bly. En om jou broer en suster vry te spreek, doen dit in vreugde vir die Here. Wees bly dat jy ons nog ons broers en susters kan vryspreek. As hulle iets teen ons het, ons bly in die liefde en in die vrede van die Here. En nou kom ons met die vreugde van God. En ons is opgewonde, soos Dawid wat sê, hy was bly om op te gaan na die huis van die Here toe. So ons moet opgewonde wees om te vir my broers en susters te kan sê, ek spreek vir jou vry in die naam van die Here. Ons moet so opgewonde raak oor die dinge van die Here, dat ons nie kan stil bly nie. My broers en susters, kinders van God, moet nie stil bly nie. Ons moet regtig borrel van die Here. Die vreugde van God moet uit ons uitstraal. Die heerlikheid van die Here moet uit ons uitstraal. Want dis wie ons is. Ons is net anders as die wêreld. Ek het 'n spreekwoord wat ek eendag net ek het gebid en ek het net die visie gesien van die Here toe vir my gesê het, 'n kind van die Here is upside down tree. En ek kon nie besef wat die Here vir my wil sê nie, en hy sê vir my, 'n ware kind van die Here se wortels is in die hemel, en sy vrugte is op hierdie aarde, want ons kragbron is in die hemel,
waar ons gevoed word deur die Gees van God en ons dra die vrugte op hierdie aarde. So ons wortels is nie in hierdie aarde en ons vrugte op hierdie aarde nie. Ons is onderste bo kinders van die Here en ek is so dankbaar om te weet dat my wortels is in die hemel en my vrugte is op hierdie aarde. En mag God u seën, mag u werklik waar die vreugde van die Here ervaar en dit by mekaar begin sit, die liefde, die vrede en nou die vreugde van God. En besef net hoeveel is daarin vir ons, wat is die les wat die Here hierdeur vir ons wil leer? Daar is so baie, daar is regtig net so baie, om te dink, ek kan vir my broer sê wat ek regtig miskien nie oor die weg kom nie, met 'n oop hart, met 'n hart van vrede en liefde, en met dan kom met die vreugde, en om dit te vat so misnek en te sê, weet jy wat my broer, ek vergewe jou. Ek is lief vir jou met die liefde van die Here. En mag die vrede van die Here met u wees. Amen. Dis wat dit is. Dis wat die Here op ons harte lê en wat ons moet uitlewe. Elke dag die Here het gesê, leer van my. En die Heilige Gees leer vir ons elke liewe dag. Ons moet net luister daarna. En ek is Here dankbaar dat hy alles net doen volgens sy wil. En dat ons alles doen volgens die wil van die Here. Amen. Prys die Here, broers en susters, kom ons bid net saam. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir die woord by God. Dankie Here vir die liefde, die vrede en nou die vreugde wat jy nou vir ons gee, Vader, volgens Filippense 4 vers 4, verbly jou in die Here. Here, ek wil bid dat ons onsself sal verbly in U. Want my God, U lewe, U is 'n God van liefde, U is 'n God van vrede. U sê, leer vir my, ek is nederig en sagmoedig. En Here, baie dankie vir hierdie 3 boodskappe sover, die liefde, die vrede en die vreugde van U. Here, ek bid vir elke broer en suster om by te laat. Hulle die liefde, die vrede en die vreugde van U sal ervaar en sal weet, Here, wat so voorreg is dit om 'n kind van God genoem te word, om te weet, Here, ons behoort aan U. Die glimlag is van God af, die vreugde is van die Here af, die vrede van God is van God af, die liefde is van die Here af. Dis alles wat ons net kan uitdra, Here. En Vader, mag U liefde, U vrede en U vreugde in elke broer en suster se huis wees vanaand. Mag dit alles oorweldig, Here. Mag dit alles toemaak, my God. Vader, ek bid daarvoor. Ek wil my broers en susters seën met die seëning van U, Vader. Met die seën van die liefde, die vrede en die vreugde van God in elke broer en suster se huis. Here, want dis waar dit gebeur is in ons huise. As die liefde, die vrede en die vreugde van God in ons huis is. Here, dan het ons daai verhouding met U. En dan weet ons, dat ons weet, ons is kinders van die Here. Halleluja, shalom. My broers en susters, mag die Here met u wees, mag hierdie boodskap in die harte wees. En as jy nog nie gesubscribe het nie, asseblief, subscribe net. En as jy dink jou familie of vriende kan miskien na die boodskap luister, stuur dit aanvulle. My naam weer eens is Ben Arnold, my selnommer is 078-305-7960. Ons is beskikbaar vir bedieninge. En as ek nie by my telefoon of by my cellfoon is, jy kan jy net 'n WhatsApp los, of jy kan op my Gmail gaan, is Ben Arnold Ministries, en jy kan net vir ons boodskap los. En jy kan op die WhatsApp ook, as jy wil ons met vir jy bid, net 'n WhatsApp stuur, en jy hoef die naam by te sit, jy sit nie die versoeking, en ons bid vir jy daarso. Die Here seën vir broers en susters. Shalom, God is lief vir u, en laat die vreugde van die Here net nooit ophou nie. Tot môre aan toe.